Wij zullen de juice stappen. We gaan het gewoon lekker zo doen. You
wonderloos as hulle ons pad afskoon. Laat ons het opsin met Jesus fix it for you. Die droom al best nou. Dis nie nou wat ons moet doen. Dis wat Paulus se woord op ons erfenis is. Ons staan op tyd op, so jy staan in 'n holy ground. Ons doen. Wat ek wil môre dan wat dit is, wat ek weer wil weet. Geliefdes, kom ons luister aan. Wat julle oorkom, wat God praat vanmôre. Asseblief geliefdes, kom ons luister vanmôre. Maar ek kan onthou wat hy my geleer het. Dan wil ek net ietsie uit daar waar 'n groot godsman my eendag vertel het. Daar was 'n vader en 'n moeder. Hulle het 'n seentjie gehad. En soos ouer gewoonte het die vader altyd na die kroeg toe gestap om iets te gaan drink. Op daai spesifieke aand, toe hy uitstap by die deur, het hy die deur nie reg toe gemaak nie. En terwyl hy by die kroeg kom, het dit bitter begin te sneeu buitekant. En sonder die moeder se gewete, het die kleintjie by die deur uitgegaan. Agter sy pa. En terwyl die vader langs die kroeg staan met sy drank in sy hand, toe voel hy Matthews iets in sy broek trek. En terwyl hy afkyk, vra hy vir sy seun, "Hoe kom jy hier?" En hy sê, "Ek het jou voetspore gevolg." Die sien broers en susters,
U sal sien as ek met my boodskap kom vanmôre, dan sal jy sien waaroor ek wil praat. Jy sien, broers en susters, die houtwerker vat 'n stuk hout. Dis kom, broers en susters. Dis warm hier agter. En wanneer hy 'n stuk hout bestudeer, en hy sien hy kan niks met hom maak nie, dan gooi hy hom in die vuur, en hy verteer. Dan tel hy maar net weer 'n ander stuk op. En wanneer hy sien dit is iets wat hy nie kan maak, dan gaan haal hy sy gereedskap. En hy begin te skaaf en skuur en bytel en hy rond hom af tot die mooiste meubelstuk. Maar nou gaan jy vir my vra, wonder hoekom ek van dit praat. Dit is die vleeslike liggaam. Maar as jy hom gaan vat na die geestelike liggaam toe, dan bedoel ek met die papas. Baie kere kom Jesus en hy skaaf en hy skuur, want hy wil ons op die plek bring waar hy wil hê ons moet wees. Maar baie keer dan laat ons op die toe nie. Want jy sien, broers en susters, is net soos die houtwerker sy prachtmeubelstuk gemaak het. So wil Jesus u en ek ook op daai spesifieke plek hê. My tema vir my boodskap vanmôre, ek het dit alreeds genoem. Hoe bou ons fundamente? Die wat Bybel sê vanmôre, wil ek hê jy moet vir my gaan na Lukas 15. Is 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. Die gelykenis van die verlore seun. Maar voor ek gaan begin, wil ek hê jy moet net die oë toemaak asseblief. Ons dierbare Here Jesus en Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre by mekaar, Here, om die naam groot te maak. Here, ek wil vanmôre vir u vra, Here, dit wat u vir my gegee het, my Vader, dat ek dit net so sal afgee. Here, ek wil ook vir u vra, Here, dat ek niks by kan sit of niks weg kan vat nie, Here. Raak my lippe, Here, en gebruik my, want ek is net 'n instrument vanmôre. En ek sê vir u dankie, Jesus. Amen en amen. Broers en susters, ons gaan lees vanaf vers 11 tot 32. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van my eiendom wat my toekom. En hy het dit goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eie
geroep is deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor U, en ek het nie meer werk om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. En gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor U, en ek is nie werd om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir die diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en geen ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood, en het weer lewend geword. En hy was verlore, en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en weerstange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, U broer het gekom, en U vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie in binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien U so baie jare, en ek het nooit U gebod oortree nie. En vir my het U nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van U, wat U goed met hoere deurgebring het U vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewend geword. Hy was verlore en is gevind. Tot sover. Broers en susters,
Geliefde luisteraars wat ingeskakel is. As ons gaan kyk na die gedeelte van die woord van die Here, dan kom dit neer op die tema van my boodskap. Hoe jou fundament gebou is. Want jy sien die Vader het 2 seuns gehad. En terwyl hulle jong was, het hy sy seuns geleer. En hulle het geweet van Jesus. En terwyl hy die jare aangegaan het, het die 2 seuns se vader afvallig geraak en begin oud raak. En die jongste seun vra sy helfte van sy erfdeel by sy pa. Terwyl die oudste seun getrou en loyaal aan sy vader was, het die jongste seun maar besluit, hy gaan sy gedeelte vat, want hy is nog jong. En as hy maar net geweet het, wat vir hom voorgelê, sou hy dit nie gedoen het. Want jy sien, broers en susters, baie keer in ons vandaagse lewe, as ons gaan kyk na buitekant, veral tussen jong mense, dan is mense geneig om die kinders van die kinders te praat en te sê, maar hoe het die ouers hulle groot gemaak? Jy sien, broers en susters, ons as ouers kan die fundament vir ons kinders lê. Maar wanneer hulle begin tieners begin raak, dan begin hulle maatjies ontmoet. Hulle begin dingetjies aanleer. Hulle begin te rook en hulle begin te eksperimenteer met drank. Hulle luister verkeerde musiek. Hulle loop diskos en verkeerde plekke. Dan word die mense geneig om te sê, maar hoe het hulle ouers hulle groot gemaak? Jy sien, broers en susters, ons kan ons kinders leer tot op 'n sekere punt. Maar dan begin hulle afvallig raak. Maar het sê nie vir u en ek as ouers om op te hou, om hulle terug te bring waar hulle moet wees nie. Dit gaan 'n bitter stryd wees, maar dit gaan moontlik wees. Want jy sien, broers en susters, u en ek moet voor ons kinders loop. Net soos die seentjie. Toe sê pa vir hom vra, hoe het jy hier gekom? Toe sê ek het jou voetspore gevolg. Nou hoe en waar toe loop u en ek as vader se voetspore vandag? Want as ons voetspore loop na geregtigheid toe, gaan ons kinders ons ook volg. Maar as ons voete na die verkeerde, na die verderf toe gaan lei, hoe kan u en ek as vaders en moeders 'n vinger aan ons kinders wys? Maar my seun, maar my dogter, hoekom en waarom doen jy dit? My
My pa, ek sien dit by julle. Jy sien, broers en susters, om die fundament vir jou kinders te lê, verskoon my. Dit is wat Jesus van u en ek as ouers verwag. Want die grootste geskenk wat 'n mens kan kry is by 'n moeder, is wanneer Jesus haar seun met 'n kleintjie. Maar ons moet hulle op die pad van geregtigheid hou. Want wanneer ons eendag oud gaan word, as dit Jesus se wil is, wanneer ons nie meer kan, dan moet die jong mense oorvat. Maar as ons hulle nie gaan leer nie, hoe gaan hulle hier kan staan? Dis hoekom ek vanmôre vir u sê, die Vader praat met sy seun. Hy sê, my seun, ek het spyt ek het die mens gemaak. Hoekom? Deur al die sonde wat ons pleeg. En Jesus sê vir sy Vader, Vader, stuur my om vir hulle sonde te gaan boet. Jesus het geen sonde. Maar hy gaan aarde toe om vir ons sonde te sterf. Jy moet mooi luister vanmôre, broers en susters. Dit kom op u en ek as ouers dieselfde van toepassing. Dit wat ons kinders vanmôre en vandag se lewe doen, moet ons as ouers by die voete van Jesus gaan pleit vir hulle. Want ons weet nie elke dag wat hulle doen nie. Ons woon nie elke dag saam met ons kinders nie. Dis hoekom ek vanmôre vir u sê, ons as ouers moet elke dag bid en vir ons kinders bid. Want as u en ek dit nie gaan doen nie, as ons pastoor 2 weke terug aan sy boodskap gesê het, ons gaan rekenskap gee. Jesus gaan by ons as vaders en moeders die vraag wil vra, maar hoekom het jy nie ingetree nie? Hoekom het jy nie dit met jou kind gepraat en bespreek nie? Waarom het jou kind gelos dat jy die ding doen wat jy moet doen? Nadat jy weet dit is verkeerd. Baie belangrik vanmôre. Familie, vaders, moeders, laat ons op my punt kom om ons fundament vir ons en ons kinders reg te kan. Wat jy sien, die lewe aan buitekant is nie maklik.
Die dag toe ons hart vir Jesus gee, toe verklaar ons oorlog teen Satan. En wat doen Satan? Hy tooi ons elke dag. En is hy bewus? Hy laat ons tot op 'n val kom. Dan gaan hy na God toe. Dan sê hy vir die Vader, jy sê dit is jou kind, maar kyk wat het hy gedoen. So lafaard is hy. Maar u en ek moet vasstaan in Jesus. Soos Jesus die leiding neem en ons hom volg, so moet u en ek as ouers ook die leiding kan neem vir ons kinders. Mag die Here in hierdie paar woorde vanmôre seën, maar ek wil voor ek afsluit, wil ek net vir u 'n teksvers lees. Spreuke 3 vers 6 en dan Spreuke 3 vers 12. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Vers 12 sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Die sien broers en susters, ons mag dan ons kinders nie vanmôre kan tugtig nie. Maar ons kan hulle die woord gee. En die woord is 'n tweesnydende swaard. Die woord maak seer. Maar wanneer jy seer raak, is die tyd wanneer Jesus begin skaaf en meet. En hy begin te skuur om jou 'n perfekte persoon te maak. Laat ons vanmôre as ouers die regte besluite vir ons kinders sal neem. En laat ons die pad loop, sodat ons kinders kan opkyk na ons. Want hulle is maar net aan ons geleer. Mag die Here u seën. Mag u 'n wonderlike Vadersdag hê vir die papas. Mag hulle lekker bederf word. En die wat vanmôre voel, dan moet vir hulle gebid word. Is daar nie vry om uit te kom dat daar vir u gebid kan word?
Of jy man, as jy daar nie gras besig is en die stukkie is toch wel net weer luister nie, raak jy ontlaat. Geliefdes, is alles dinge waarna ons moet weet, want ons kinders is ons navolgers. Ons was voor Marius gesê. Die kind kyk by jou. Net soos die vader jou begraaf sien. Volg hom. Loop in sy voetspoor. En hy sal vir jou sorg. Prys die Here, die God wat ons dien, is 'n lewendige God. Geliefdes, kom ons staan maak ons die naam van die Here groot, terwyl ons die dien is roep op ons opneem. Vader, in die naam van Jesus, ons baie dankie vir u woord, Here. U is ons hemelse Vader en ons is die kinders. Daarom vra ek, Here, dat ons gehoorsaam sal wees aan die woord wat uitgegaan het, Here. Elke dag kom u en u kom vermaan ons en wys ons die pad.
Skiet op die hoores. Ons sluit ons ook oor in naam van die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus op met elkeen van ons tot aan die so verskyn en almal sê amen. Amen.